Hartelijk welkom by Agri Monitor en vandag in die program kyk ons na die NLE Agri Braai. Groot sukses op Gobabis. Eerstens vat ek julle op 'n toer deur die Sonop Boerevereniging se stalletjie waar die beoordelaars al die lekker disse geproe het in die wenners van die jaar se kompetisie. Dan luister ons na Boris Borman wat hy met die mense gepraat het oor hoe om die perfekte rib voor te berei. Ons kyk ook na die meneer en mevrou Boertjie kompetisie en die jong klomp wat hulle gees uitgewys het daarso en die gehoor vermaak het met hulle oulike uitrustings. Ons kyk ook na JP de Klerk van King Steel waar hy aankondig die wenner van sy staatmaker krywa wat hulle self vervaardig. Laastens luister ons na 'n boodskap van Tinus Pretorius, die president van die NLE wat bietjie praat oor die sukses van die naweek. Enigste nuus wat nou belangrik is in landbou is die Agri Braai en ons praat 'n bietjie daaroor. Die NLE Agri Braai gaan volgende jaar vir die 3de keer weer in die ooste aangebied word nadat Sonop Boerevereniging die prys gevat het. In die Gobabis distrik Saterdag was hulle as die braaikampioene gekroon. Altesaam 12 boereverenigings en 8 sosiale spanne hierdie vure hoog laat brand. En dit was 'n kleurvolle fees en 'n viering van Meksikaanse kultuur, soos die spanne hul stalletjies en uitrigtings volgens die Buenos Amigos tema versier het. Die naaswenners is 2023 se wenners om Morambe Boerevereniging en in die 3de plek is die vrouespan van Kois Boerevereniging. In die afdeling vir die sosiale spanne was dit die Buffelbulle van Suid-Afrika se Buffelsfontein brandewyn wat hulle die koning gekraai daar. In die 2de plek was dit die span van Agra en in die 3de plek was dit die Biere. Volgens die beoordelaars, soos in die video wat julle gaan sien, is die standaard verhoog en elke jaar raak dit net beter en meer professioneel. Boris hierso en ek kan vir julle sê ons het vandag extraordinary goeders gegee as ek dit so mag noem van Mexico af. Die flavors was iets amazing geweest. Ek wil baie geluk sê in die spanne. Daar was regtig nie iets wat ek sê vandag wat ou nie kon eet nie. Al was van die goed snotterig, dan weet ons dit was snotterig. Goeiemiddag julle, my naam is Daniel Opperman. Ek is 'n inwoner van Gobabis. Ek besit 'n ruskamp so 10 km buite Gobabis. Ek hou van kos maak, ek hou meer van kos eet. Ons het ongelooflike dinge vandag gebeleef in Gobabis, soos ons gewoonlik doen met die kos maak en die mense wat alles op vuur kan doen. Ons het dit baie geniet. Ons is knippeldik geëet of knippeldik geproe. Die kwaliteit was ongelooflik hoog en goed geweest en ons hoop om weer 'n comeback te maak na Gobabis toe of in die res van die land, maak nie saak waar dit sal wees nie, die kwaliteit sal vreeslik hoog wees. Baie dankie. Bietjie vertel van ons voorgereg. Asseblief. Dit is echt Meksikaanse taak. Lewer, 'n bietjie cumin, chili by. Net ons goeie alles mooi uit te balanseer. Nopales. Ons korte glas is so vir Jimmy. Ja, ja. Das ist diese Manitulese, ja. There was 3 of them. Eight to go, huh? Is er hier net zo gebruikt? Niks sausen, niks. Zo lekker zo. En dan omdraaien.
Morrie, lyk my jy kom lekker lesse hierso. Doen ja. Ja. Altyd nou. Altyd. Meksikaanse rys met die tuksvyblaar het ons daar in die slaaitjie gerol en dan hierdie is 'n chutney of 'n relish van die tuksvyblaar wat saam met jou vleis gaan, pompoen. Get some sponsorship from Cool. Daar is wel. My name is Jeff Skoemans. I can speak Afrikaans, but I prefer to speak English if you don't mind, or Flemish. It's amazing that we every year come to Kebabis, and again, I must say this year the standard has gone higher and higher again. The information on the menu was Mexican, and I said Mexican in Kebabis nogal. But they did it. They really did it, and they came up with things that I've never eaten in my life, and that's very strange because I've never eaten cactus in chutney or blanched or with yogurt sauce. It was amazing, and I really think that keep it up in Kebabis. The Boerenvereniging, well done. To all the competitors, well done, and we're really proud to be here and proud of this event. Thank you. Ek is Rihanna Boy. Ek het die kombuise beoordeel vandag, die gees en hoe die mense opgetree het. Ek het gekyk na hulle werksvermoëns, wat het hulle met die afvalprodukte gemaak of hulle higiënies gewerk het. Ek moet vir jou sê, elke jaar al beter en hulle luister nogal wat ek die vorige jaar gesê het. Hulle roep vir my en dan sê hulle, hier is my skottelgoedwater, hierso is die aardwurms, hierso is my komposgat. So hulle luister regtig en hulle vat iets saam met hulle wat wonderlik is. Baie dankie. Oeps. Hierdie my approach na hierdie ding was gewees dat hoe gaan 'n mens die vleis, jy kan vleis gaar kry in 'n kort tyd. Die vraag is dit sag? Nou, wat is jou opsies op 'n beesrib? Die eerste opsie sou gewees het om dit dun te sny sodat jy dit vinnig kan braai en jy gaan nie die taaiigheid so agterkom nie, want jy sny teen die grein en jy kan hom eet, né, want hy's dun gesny. Maar sodra hy bietjie dikker gaan, dan gaan jy nou moet dink, okay, hierdie ding gaan nou al begin trek in 'n rigting in. Want hierdie beesrib is eintlik 'n bittertaai snit. Dit weet ons. So hoe approach jy dit? Daar's een manier om dit te doen is om hom dun te sny. Dit werk goed en marinering speel obviously 'n rol. My approach vandag was iets heeltemal anders geweest. En julle weet hoe om beesrib gaar te maak. Dit weet ek. Ek sê ek is soos Daniel en Leeukel vandag. Hier sal baie vol bravado voor julle klom of julle te sien hoe ek dit doen. Maar my approach gaan oor die afbreek van die weefsel en hoe om dit sag te kry voordat ons begin om die vuur op die vuur te sit. Dit gaan meer oor die voorbereiding en daarna hoe jy die vuur reguleer in jou smaak kan kry. Dit is die geheim wat ek vir julle wil vertel vandag. En my trick met hierdie ene vandag was gewees twee goeders. Ek gaan begin met die eerste ene. En hierdie ene gaan julle dalk nie so gereedelik kan kry nie. Hierdie is eintlik 'n baie nuwe konsep in vleis. En dit kom is van 'n bakterie. Ek vergelyk dit similar aan die staf wat hulle soos rysasyn, die rice wine vinegar maak. Hulle breek rys af om alkohol te maak en dan asyn te maak eventually. So die spore kan 'n mens nou maar sê, hulle noem dit koji. Koji word op rys geïnokuleer en hy groei binne in daai rys in. Terwyl hy dit doen, breek hy die suikers af van die rys. So dit is sy manier hoe hy multiply, as ek dit so kan sê. In daai rysvorm wat hy dan so is, word hierdie goeders dan opgeklits en daar is sout bygesit. Sout en water. Dis wat hier binne is. Wat hierdie goed doen is dat op ensiemvlak gaan dit nou en dit gee jou vleis die smaak van veroudering. Binne 'n paar uur sonder dat jy die vleis hoef te gehang het vir 21 dae, 30 dae. As jy regtig in jou vleis bietjie wil hang, so seker 30 dae is vir my is 'n goeie tyd.
So 30 dae verloor hy baie vochtigheid en natuurlik, nie net in vochtigheid nie, hy breek af, hy word natuurlik sagter. Sy smaak word meer intens, maar jy sit met minder juiciness. En die Japaneese het hierdie tegniek, waar jy dit doen op ensiemvlak binne 'n kwessie van 'n halfuur tot en met 24 uur. Maar 'n uur se tyd kan jy hierdie flavor in hierdie inkry. Met dit bygesê, 'n ding wat jy definitief kan hê, en wat vir my dieselfde effek gee, maar nie so seer daai smaak wat jy kry van verouderde vleis nie, hierdie is suurdeeg wat uitgegis is. So dis jou plant hierdie, né? Die een wat in die yskas bly vir 'n maand, 'n jaar. Jy wanneer jy hom kos gee is wanneer hy weer begin wakker word, né? Almal ken hierdie. So in daai vlak is daar nie meer die yeast betrokke wat die vleis gaan yeast, as ek dit so kan noem nie, né? Maar daai bakterieë is daar binne wat wag om wat te doen? Suikers af te breek. Want dit is wat suurdeeg doen. Dit vat suiker wat in die meel is en dit convert dit, en hoe meer tyd jy dit gee, hoe meer smaak kry jy in jou brood. Dis meel, mense. Nou meel is wat? Meel is meel, maar hy het ook suiker, dis die suiker wat en natuurlik die proteïen. Is ek reg? Dis wat meel is. Wat is vleis anders is dit? Ons het net nie die stysel daar nie. Ons het die suikers, ons het die proteïen. En dit is vir my die konsep hierso. Dat jy met jou suurdeegplant dan gebruik om flavor in te bring en tenderness op ensiemvlak op die vleis. En dit is wat my vleis die vinnigste gaan sag maak vandag. Dan sê vir die mense, wie is jy wat nie vir jou ken? Ek sien dit van 'n Merwe. Junior van 'n Merwe, dames en here. Hier in ons eie geweste. Junior, nou sê jy vir my hierdie geweer wat jy het. Wat skiet jy met hom? Ek kan rarig met voël of meerkatte met hom skiet. Solank dit nog net nie jou oupa se speeltjies of se voorligte is, is dit nog reg, nee. Sê vir my, Junior, as jy 'n trekker kan bestuur, kan jy trekker ry? Ja. Wat se trekker sal jy graag wil hê? Het John Deere, die keismanne, hoor julle? Ons het vertel vir die mense, wie is jy? Albert Kortse. Albert Kortse hier so, dames en here. Sê vir my, Albert, as jy nou 'n dier kon gewees het, wat sou dit gewees het? Springbok. 'n Springbok. Gaan dit oor omdat hulle goeie rugby speel of kan dit oor die dier? Oor die rugby. Net so gedink. Dames en here, gee dan op daarso vir Albert Kortse. Nou sê vir die mense, wie is jy? Wat is jou naam en jou van? Minka Robert. Hey, is dit mamma se stem daai?
Praat jy met papa ook so hard? Ja, ek het gedink. Wie gesê vir my? Kom ons kyk hier, so interessant ietsie. Hou jy van dans? Ja, Vasdans of losdans? vasdans. Papa. Dames en heren, hier het op Mieke Roberts, baie dankie. Man, jy lyk mooi met jou pink aan, hè? Is dit omdat papa mechanic is nou dat vir jou ook 'n overall gegee het? Hè? Sê vir die mense wat is jou naam en jou van? Lunaiberg. Dames en heren, Lunaiberg hier by my. Wat 'n trekker het jy daar op jou? Is dit 'n John Deere? Hulle sê John Deere's breek nie, dan het jy nie overalls nodig nie, nee. Is dit? Is dit jou gunsteling kleur ook pink? Pink. Dan gunsteling kleur is ook pink. En jy vir die mense sê wat is jou naam en jou van? Joandri Lou. Joandri Lou, dames en heren. Waar is Joandri se ouers? Steek gou julle hande op. Het julle 'n halgeweer? Vra net. Ons kan vir julle weer reël, kom moeilikheid. Sê gou vir my, sê vir die mense, hoe oud is jy? 6. Sy is 6. So jy het nog so 10 jaar oor. Anders begin jou moeilikheid. Sê gou vir my, as jy 'n superhero kan wees, wie sal jy gewees het? Ek weet nie. Sy weet nie, maar wat se superpower sal jy wil hê? Water. Sy met water wil superpowers hê. Dan maak jy dit reën op die plaas. Nee. Dames en heren, gee van nog 'n lekker handklap aan die. Moet ek op tap hierso? Okay, tip op. Jy staan agter die krywa. Dankie. Goeiedag almal, ek is JP de Klerk van King Steel Namibia. Ons het 'n nuwe produk wat ons begin het, dis 'n krywa met 'n 1.6 mm bakplaat, heelwat sterker, kan die gewig en die werk hanteer wat 'n mens nodig het en jy kan maar bietjie met hom hard werk. Dis 'n krywa wat bietjie meer robuust is en vir ons op die einde van die dag 'n baie langer lewensduur gaan gee. Ons het voor hierdie NLE braai begin het ons 'n link uitgestuur, 'n barcode wat basies gescan kon geword het en mense kon my page gelike het en geshare het en Danko was een van die persone wat my page gelike het en ja, op die eind van die dag het ons hom gekies of hy is toe gekies en ja, Danko baie geluk. Baie dankie vir jou ondersteuning en dan dat jy ook my bladsy bietjie adverteer en nee, ek is bly om te sê, nou is ek ook die trotse eienaar van 'n King Steel produk en ja nee, mense kan sien is kwaliteit, so ek sien uit om hierdie ou bietjie deur sy stappe te sit daar op die plaas. Ek glo hy gaan sy ding doen. Waar boer jy? Waarmee boer jy? Ons is van Signalberg Meatmasters. Ons is ver daar aan die suide van Groenhou. So ja, 10 km noord van Groenhou. Daar boer ons met Meatmasters, ja. Probleme wat jy met vorige krywas het? Yes, veral voorwiele wat begin bakkel, bakke wat skeer. Hy trek my hierso los waar die bak aan die wat noem mense dit, aan die raam vas is. So ja, dit is maar dinge wat JP vir my gesê het, ons sal nie vorentoe met hom hê nie. Baie dankie. Baie dankie weer eens en baie dankie vir Agri Monitor vir julle moeite wat julle doen en julle goeie publisiteit. Ons waardeer dit. Dis 'n voorreg en ja, ons kan nie genoeg dankie sê daarvoor nie. Luisteraars, ja, na naweek soos hierdie besef vir mense dat daar baie moeite ingaan in so 'n naweek. Dit is vir my regtig 'n voorreg om as voorsitter van die Landbouunie hierdie naweek te kon bywoon. Elke jaar word die dwarslaat net bietjie hoër opgestel en werklik Kalahari Oos het geen moeite ontsien om hierdie jaar 'n groot sukses te maak nie. Ek dink in die sosiale program van die NLE
is die braai kompetisie en waarskynlik die visvangkompetisie die groot sosiale saamtrekke van die Landbouunie en baie nodig vir ons lede om as gemeenskap saam te trek, saam te lag, mekaar te leer ken, mekaar uit te daag en op ons eie terreine mee te ding op 'n gesonde basis. Dis moeilik om te sê hoeveel mense daar was. Ons skat beslis oor 1000 Saterdag aand in die tent gewees. 'n Klomp spanne deelgeneem en die rooster wat hulle gekry het, was nie te maklik nie om met 'n vy blaar en 'n beesrib in 'n beperkte tyd die skeieregters te probeer beïndruk, was 'n bek vol. Maar dit was baie positief om te sien dat mense deelneem. Ons gaan vir 'n derde keer terug, Sonop, baie geluk met julle wen. Ons gaan vir 'n derde keer terug Gobabis toe. Lyk my ons bly in die ooste. Baie geluk aan die spanne wat baie naby gekom het. Die punteverskil tussen die eerste 4 spanne baie naby aan mekaar. En ons hoop ons kan volgende jaar bietjie haas uit die hoed uitdruk en wegbeweeg uit die ooste uit. Aan Kalahari Oos moet ek sê werklik baie moeite gedoen. Ek glo nie julle het baie geboer hierdie laaste tyd nie. Die borge wat hierdie geleentheid moontlik gemaak het, daar is ongelooflike borge gewees wat ook baie groot bygedra het tot die sukses van die naweek. Maar ek dink aan almal wat die naweek moontlik gemaak het, van die kunstenaars, die beoordelaars, die deelnemers, die toeskouers, die mense wat dit bygewoon het. Ek dink almal, dit is 'n vol pakkie wat 'n mens nodig het om hierdie geleentheid die moeite werd te maak of die omvang te gee wat dit het. Ek dink vir ons lede, die saamwees, die saamtrek en om ergens te behoort. Ons hoort ergens, ons is deel van mekaar en ons is verantwoordelik vir mekaar, nie net as dit swaar gaan nie, maar as dit goed gaan ook. Dit was lekker om saam te kuier en ons sien uit na volgende jaar. Al die reën kom van bo en vandag is ons hart in Mexico. Llores por tu pancho y si se va de rancho muy pronto volverá. Son mis tristezas, para tu mamacita, revoló bonitas, muy pronto volverá. Geheim van hierdie visie, hoe kry mense die weeskrip gaan, en die vraag op al die lippe, hoe eet mense Turks vryplaat, ja die vraag en die bespreking, hoe eet jy die kaktus En daar het julle dit uitstekende gees, fantastiese boodskap van meneer Tinus Pretorius af. Wat 'n fantastiese ervaring was dit nie. En ons sien uit om volgende jaar weer in Gobabis te gaan kuier en te gaan kyk wat die mense daarso vir ons gaan gee. Geniet dit.